So wonderlik om net so saam te kan wees in die naam van die Here. Dis net sy gees en sy teenwoordigheid wat ons harte regtig vul. Wat ons oë oopmaak en ons kan sien wat ons nie sien nie. Nou vanoggend wil ek praat oor hierdie gedeelte. In Jesus naam. Ons gebruik hierdie term so baie. In Jesus naam. Ons sing dit in Jesus naam. Ons het nou gesing, U naam is die hoogste, U naam is die grootste. Ons besing dit aan die einde van elke gebed in Jesus naam. Wanneer ons kom by 'n plek en sê in Jesus naam. Verlede week het ons gekyk na eenheid. Daai eenheid, die liggaam wat saamgevoeg word deur die Gees en hoe die Here sê ons moet dit beskerm. Want dis sy hart. Dis sy liggaam. En ons het mekaar so nodig om te doen wat hy wil hê ons moet doen in sy koninkryk, om sy hart te kan uitdra. Nou, wanneer ons praat in Jesus naam, kom daar twee goedes uit. In Jesus naam gaan oor identiteit en die vrug wat vloei vanuit hierdie posisie van identiteit. En dit gebeur in daai eenheid saam met hom. Want soos ons verlede week gesien het, as die een hierdie kant toe gaan en die ander een daai kant toe gaan, ons gaan nêrens heen kom nie. Daar bly hierdie spanning, hierdie tension. En op die ou end van die dag, as jy versigtig is nie, breek dit. En dis waarom die Here kom en hy sê, wat ook al jy in my naam mag vra, sal ek vir jou gee. En vanoggend wil ons regtig kyk na hierdie twee gedeeltes. Identiteit en die vrug wat vloei uit daai ene. In Johannes 15, baie bekende gedeelte, Jesus die wynstok, ons die lote. Johannes 15 kom in en hy sê, ek is die ware wynstok en my Vader die landbouer. Elke loot wat nie in my vrug dra nie, ek wil hê jy moet dit hoor, elkeen wat in my, in Jesus naam, daar is hy identiteit. Elkeen wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat meer vrug kan dra. Die loot wat nie meer vrug dra nie, neem hy weg. Julle is alreeds rein deur die woord wat tot julle gespreek is, vers 4. Hier kom hy weer identiteit en posisie. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie uit die wynstok kom nie, uit die wynstok bly nie. So sal julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Hy sê, bly in my, in my. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Sonder my kan julle niks doen nie. En hy kom en hy sê vir my, ek is die een wat vir jou vrug gee. Ek is die een wat vir jou, in Engels sê, sustenance gee. Die lewe kom vanuit my na jou toe. Ja, ons kan baie dinge regkry in hierdie wêreld. Maar in hom, in Jesus naam. Vers 8. Hierin my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Vers 16. Hierdie gedeelte. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. Jy moet die vers baie mooi kyk volgens. Jesus kom en hy sê, sonder my kan julle niks doen nie. Sonder my is julle niks. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ons is baie mense op hierdie aarde, oor die 8 biljoen. En daar's baie wat hom nie ken nie. En hy sê, julle my kinders, bly in my.
nie sonder my probeer 'n ding doen nie. Identiteit en vrug. Julle het my nie uitgekies nie. Soos wat ons hier so sit vanoggend. Al hierdie kerke in hierdie dorp. Elkeen wat sê in die naam van Jesus, sê ek het julle gekies. Maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om vrug te gaan dra. Dis iets wat normaalweg vloei. As jy byvoorbeeld dink aan 'n lemoenboom. Daai lemoenboom, op sy tyd, gee hy sy vrug. Hy is gemaak om vrug te gee. En daarom het Jesus sê, as hy boom nie vrug dra nie, dan is hy nie in sy doel nie. Hy's nie in sy plek wat hy moet wees nie. Hy funksioneer nie soos wat hy moet funksioneer. Hy sê, nee, boompie. Jy beteken niks. Dis baie wild om dit te sê. Boom, jy beteken niks. Kap hom uit. Hy's gemaak om vrug te maak. Dis wie hy is. So, as kinders van die Here, dis wie ons is, om vrug te gaan dra. Sodat wat julle ook al die Vader in my naam vra, in Jesus naam, hy dit vir julle mag gee. En dan kom dit by hierdie gedeelte. Wat is daai vrug waarvan hy hier praat? Die vrug wat die Gees produseer, is die volgende. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Ons dink so baie keer, ons moet gaan werk en doen, en hoe meer ons doen vir die Here, hy sê, laat die vrug wat die Gees in jou is, uitkom. Daar's baie goeders om te doen, en die Here gee ons opdragte, maar hy sê, dat jy vrug kan dra, en hierdie, as die Heilige Gees in ons is hierdie veronderstel om te goed daar te wees. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Maar die vers net voor hom, en die werke van die vlees is geopenbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreiheid, ongebondenheid, afgoderry. Hierdie is groot goeders, maar dan kom hy by kleiner goedertjies, gesindheid van die hart, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap. Ek hou nie van jou nie, ek hou van jou. Here sê nee. Afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie, want dis nie God se hart nie. Hy sê die vrug van die Gees moet uit ons vloei, dis vriendelikheid, goedhartigheid, liefde, verdra mekaar. Ek is met jou. Dis die Gees van die Here. As ek sê ek kom in die naam van Jesus, is dit veronderstel om uit te vloei uit ons binneste uit. Ons is voorstel om dit net spontaan, soos dat die lemoenboom net daai lemoenboom voortbring. Is ons voorstel, dit is wat is uit moet vloei. Here, laat u Gees so in ons werk. Identiteit. Ons praat van identiteit en ons praat van die vrug wat daaruit kom. Nou, God se kennis oor ons is die oorsprong en doel. Wat vir my so kosbaar is in Jeremia 1 vers 5. Hoor wat sê God vir Jeremia hier. Hy sê, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. En voordat jy uit die baarmoeder voortgekom het, het ek jou geheilig. Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gestel. Nog voordat Jeremia op hierdie aarde was, het God gesê, dis wie jy is. Ek ken jou. Psalm 139
een van my gunsteling psalms van Dawid. Here, U deurgrond en ken my. Psalm 139 vers 1, vers 2. U ken my sit en my opstaan. U verstaan my gedagtes. U deurvors my gaan U deurvors my gaan en my lê. En U is met al my weë goed bekend. Die hele, maar ek wil hier vers 13. Want U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Ek loof U omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke en my siel weet dit al te goed. My gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie. Kunstig geweef in die diepte van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien en luister gou mooi, en in U boek is hulle almal opgeskrywe. Daar wat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Hy sê, ek het dit neergeskryf. Jou dae, nog voor dit daar was, het ek dit neergeskryf. Hy daar beskryf, U ken my. Hoe kosbaar is dan vir U my gedagtes, o God. Hoe geweldig is hulle volle som hiervan. Wanneer God sê, ek ken jou, dan kom jy uit hom uit. As ek vandag vir U sê, die naam Jesus, wat beteken dit vir U? Kom ons hoor net soke een woorde, as U saam my kan preek vir so 'n oomblik. As ek sê, Jesus, wat beteken hy vir U? Enige. Liefde, verlosser, vrede, autoriteit, redder, hoop, genade, vergifnis, vriend. So het ons 'n belewenis van wie hy is. Wie van julle het al vir Jesus gesien? Bitter min, as mense dit so kan sê. Maar ek het hom gesien in die gees, in die openbaring van wie is deur sy woord, en dit wie hy in my openbaar in my binneste, wat ek beleef het, is dit nie so nie? In sy teenwoordigheid. As ek vandag vir U vra, wie van julle ken vir MD? Dan gaan julle dalk baie julle hand opsteek sê, julle ken hom. Maar as ek vra, wie ken hom? Sy nee, weet jy, hy is getroud met André, hulle het soveel kindertjies, hulle is by OM, en dis wat hy doen. Sê, okay, het jy wel ontmoet? Nee, ek het hom nog nie regtig ontmoet nie. Wanneer ek sê, ek ken iemand, is hy menswees van hom aan jou geopenbaar. Ek ken jou. Ek kan sê, my vrou ken my, en ek ken haar, want ons spandeer tyd saam. Ons is in mekaar se teenwoordigheid baie. Maar as iemand na my toe kom en sê, hoorie so Marliese is so, nee. Jy ken nie my vrou nie. Wie van julle dit al gesê? Nee, jy ken nie daai persoon nie. Jesus kom en hy sê, soos wat ek geopenbaar word, is ek geopenbaar gemaak. Onthou so 'n ruk gelede, toe het ons gepraat oor hoe God sy naam bekend gemaak het aan Moses en die volk. In Exodus 34. Waar gesê het, en hy maak sy naam aan hulle bekend. En daai naam bekend maak het, was openbaring van sy natuur. Wie hy is. Wanneer God skryf, ek ken jou, dan is dit daai selfde gedeelte van 'n Adam en Eva by mekaar gekom het, en Adam het sy vrou beken. Intiem. By mekaar. Niks word weggesteek. Alles is blootgelê. Ek openbaar myself aan jou. Wanneer God sê,
ken jou, is dit die Hebreëse woord van yada. Diep verhoudingskennis, 'n verbondsintimiteit en 'n ervaring met mekaar. Wanneer Dawid hier skryf, "U ken my," is dit dieselfde begrip wat hy gebruik as Adam en Eva wat mekaar leer ken het. Wanneer God vir jou sê, "Ek ken jou. Ek het jou by die naam geroep. Jy's myne." Dan het hy 'n diep insig oor wie en wat u en ek werklik is. Daar's niks vir hom verborge nie. Wanneer ons eendag in die hemel gaan wees, ons gaan nie hierdie taal praat soos ons nou praat nie. Nog voordat ek iets kan dink, as ek dit dink, is dit sigbaar. Dis wanneer die Gees kommunikeer, dis soos in, jy kom in iemand se teenwoordigheid en jy weet wat hulle voel. Jy voel net jy hulle is hartseer. Of hulle is opgewonde. Jy beleef dat jy die vertrek instap. Dis wanneer jy ingestel is op iemand. En dis hoe God ingestel is op u en my. Hy weet. Dan gaan ons in ons gebedskamer in. En ons gaan haal dinge deur uit. En deur uit. En ons Vader, wag tot ek by my hart uitkom. Ek ken jou, sê die Yada. Ek is nie deur die wêreld gevorm. Ek is uit God gebore. Jou identiteit begin in God. Jou roeping is vooraf bepaal. Jou lewe het 'n goddelike oorsprong. Ek wil hê iemand snap vanoggend. Ons is nie op hierdie aarde per toeval nie. Ons is nie op hierdie aarde sonder 'n doel nie. Ons is nie op hierdie aarde sommer net nie. Identiteit en vrug. Saam met hom. Wanneer die Here kom en ons het dit vanoggend gesing en ons besing dit waar ons sê in die naam van die Here. Ons het dit gesing, 1000 generasies bewonder en aanbid U en sing 'n lied van eeue vir die Lam. Almal wat geglo het en almal wat U ken, sing die lied van eeue van die Lam. U naam is die hoogste. Wat sê ek? Ek sê U naam, maar wat beteken dit? U, alles wat in die naam opgevang is, Almagtig, God, Hemel, Vader, Redder, alles word opgevang in hierdie een woord, U naam. U naam is die grootste, U naam is die hoogste, U is die naam bo elke naam. Elke troon is U verhewe, elke mag buig nederig, U naam. Wanneer ek sê, in die naam van Jesus, dan kom ek in die volheid van wie Jesus is, die geopenbaarde Jesus. Nou as Jesus net redder vir u is, gaan dit die openbaring van Jesus in die gees wees. Omdat ons stop by 'n plek van ontdekking. Nee, ek ken vir Luther, ek stop by 'n plek van ontdekking. Dis genoeg vir my. Maar die intimiteit met hom word oopgesluit, meer en meer. Ek moet vir u sê, ek kan nie genoeg kry van my vrou. As sy eers inkom met so sprankel in die oog sê, ek het dit vandag gehoor. Jy kan nie glo wat die Here vandag vir my gewys het nie. Die openbaring wat sy gedurig het terwyl sy tyd met die Here spandeer en so ontsluit die Here elke dag 'n ander dinamika van my vrou ook aan my. Daar is die hele tyd iets nuuts, die hele tyd is ontdekking, die hele tyd 'n dankbaarheid, die hele tyd is daar elke man en vrou wat die hele tyd daai nuwe ding ontdek in jou huweliksmaat. Dit is so kosbaar. Dit is so fantasties. Maar dan kom daar Jesus se waarskuwing. Aktiwiteite is nie noodwendig verhouding.
in Matteus 7:33. En dan sal ek aan hulle gesê het, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Daai ongeregtigheid, ons het 'n ruk gelede daarna gekyk, waar hy praat van sonde, oortredinge en ongeregtigheid. Daai ongeregtigheid beteken 'n verdraaide natuur. Het u al by 'n plek gekom waar u iemand ken, maar jy ken hom nie meer nie? Dat ek sê, ek ken jou, maar dit wat jy geword het, ken ek nie meer. Dis wat Jesus hiervan praat. Hy sê, ek ken jou, jy by jou naam geroep, maar dit wat jy geword het, ken ek nie meer. Gaan weg van my, jou werker van ongeregtigheid. Dit waarvoor ek jou geskaap het, dit waarvoor ek jou geroep het, dit wat vir wie ek jou by mekaar gemaak het, in jou ma se moederskoot gevorm het, en al jou dae opgeskryf het, en dit ken ek, dit sien ek, dit weet ek wie dit is. Maar jou, ek ken jou. En dis die groot ding, in daai hele gedeelte, van wat hy daarvan skryf, in Matteus 7, elke boom, wat nie goeie vrug dra nie, Matteus 7 vanaf vers 19, maar elke boom wat nie goeie vrug dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle dan ook aan julle vrugte ken. Die identiteit en die vrug, die verdraaide natuur wat ingekom het in ons menswees, wat God nie behaag nie, wat God nie geskep het nie. En die mensdom het ons rug gedraai op sy skepper, en ons identiteit verloor. En ons probeer so ons identiteit terugkry met allerlei ander klomp goeders. Want die mense sê, ek weet nie wie ek is nie. Dis verstaanbaar. Omdat ons nie meer aan die bron van die lewe vasgeanker is nie. Julle, sonder my kan julle niks doen nie. Sonder my weet julle nie wie julle is nie. Sonder my is daar geen vrug nie. Sonder my. Vers 20. So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Nie elkeen wat by sy Here, Here sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil van my Vader wat in die hemel is doen. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam duiwels uitgedrywe nie, hoor jy, in U naam, want die naam bo alle name het die identiteit, het die krag. Dis hoekom ek sê, in die naam van Jesus, ek beroep my, maar ek as gelowige, as ek sê, in die naam van Jesus, binne my, ek by hom, hy met my, ek ingeënt in die wynstok. Ek kom in sy autoriteit, ek kom in sy krag, ek kom in sy liefde, ek kom in sy opdrag. Maar wat vir baie interessant is, hy sê, het ons nie in U naam geprofeteer en in die naam ons uitgedrywe en die naam baie kragtig gedoen nie? En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken. Gaan weg van my. Wil iemand mooi hoor wat sê die Here vir ons? Wanneer ek kom in sy naam, daai vrug van die Gees wat uit ons moet uitvloei, is sigbaar. En hy sê, ek het jou by die naam geroep. Jy is my. Al die dae wat ek vir jou bepaal het, is reeds vooruit. Maar dan kom ons hierso, en ek kruip weg agter die ander. Here het ons nie. Hy sê die Here het ek. Hy sê, Here het ons nie. Ek staan hier en daai ons is daar, maar ek is saam. Maar ek neem nie my plek in. Ek gaan vat nie my plek wat die Here vir my gee, wat ek moet inneem nie. En dis om daai plek in te neem,
van ek is in hom geanker en hy in my. Jy kan bedien, jy kan praat resultate hê, maar steeds nie uit hom leef nie. Ek het jou nooit geken nie beteken, daardie lewe was nie uit verhouding met my gebore nie. Ek wil net baie mooi daarin dink en vanoggend. God erken nie wat nie uit verhouding met uit hom kom nie. Sy het my kyk en sê, Johan, as iemand vir my gaan sê, ken jy vir Johan? Onthou daai ou hoorie, maar hy karretjie wat in die straat op en af gery. Ja, daai. Ek moes ek al snaakse hartjies nie, so. Maar, ken jy hom? En daai gedeelte is die belangrikste van alles in die koninkryk van die Here. Om sy wil in te beweeg en die wil van ons Vader te kan doen. Sê ek kom in die naam van Jesus. Ek kom in sy autoriteit. Ek kom in sy teenwoordigheid. Ek kom in sy opdrag, die wil van my Vader. En Jesus naam is nie iets wat ons uit die gebed, wat ons aan die einde van 'n gebed voeg nie. Dis die plek waarvan uit ons leef. Dis nie net woorde op ons lippe nie. Dis die waarheid in ons lewens. Wanneer ek sê in die naam van Jesus, dan is dit nie net aan die einde van my gebed. Jy kan hoor, wanneer ek sê ek kom in die naam van Jesus, is dit sy autoriteit, sy krag, sy teenwoordigheid, sy identiteit in my geets. Die vrug vanuit daai identiteit is God verheerlik. Om in sy naam te leef, is om deur hom geken te wees en om te laat en toe te laat dat ons lewens dit so weerspieël. Moet dis nie net in sy naam sê, leef as iemand wat deur God geken is. En daai vrug sal uit ons vloei. Dis ek span julle kan vorentoe kom asseblief. Wanneer ons Vader vanoggend voor u staan en voor my, wat sal hy vir my en vir u sê vanoggend? Johan, jy ken my hart. Jy ken my hart vir jou. Kan jy in dit wandel? Kan jy in my naam staan en dat die vrug vloei? Sê Vader, u ken my. Ek is so vol geite, o lief en arme. Maar Vader, diep afhanklikheid kom na u toe. Wys my u weer, dat ek in u weer kan staan. My seun, ek het dit vir jou geopenbaar in my woord. Daar's niks wat ek vir jou weggesteek. Dis reg, Vader. Vader, help ons dat ons een kan wees. My seun, ek het my gees in jou geplant. Moenie beklei nie. Moenie twis nie. Moenie skeer nie, moenie breek nie. Bou. Vader, my help jou meer geloof te hê. My seun, die geloof wat ek in jou binneste geplant het. Vertrou my, soos wat jy dit uitleef. Vader, maar ek skiet nog so ver tekort. Waar skiet jy tekort, my seun? Alles wat ek het ek vir jou gegee. Vader, vergewe my hardkoppigheid, my seun, jy is myne. Leef met my liefde. Leef met my liefde vir jou. Elke verskoningkie wat ons kan uitdink. Elke verskoningkie. Kom ons Vader, en sê my seun, jy is myne. Wandel in my, en laat my gees toe, om deur jou gestalte te vind.
Ja, ek weet. Daar's nog 'n paar plekke waar jou knie gaan stukke val, maar moenie bekommerd wees nie. Ek sal jou help. En wanneer jou tyd klaar is op die aarde, kom jy huis toe. Maar vir nou het ek nodig dat julle mekaar sal lief hê soos ek julle lief. Dat julle een sal wees soos wat ons een is. Jesus bid vir sy disippels in Johannes 17. Hy sê Vader, mag hulle een wees soos wat ons een is. Dat hulle mekaar ken soos wat ons mekaar ken. Waar daar liefde is, daar's vryheid. Mag ons dit beleef. Mag ons in daai vrede van sy liefde leef. Mag ons op hierdie ontdekkingsreis van mekaar wees, om dit wat Vader in ons geplant het, te kan help ontdek. Dis maklik om te breek. As 'n mens kyk wat in die wêreld aangaan, goed wat vir jare gevat is om te bou, in 'n paar oomblikke is dit vernietig. Mense se lewens vernietig. Goed wat God besig is om te bou, vernietig ons in 'n oomblik. Mag ons God se hart hoor, vir ons as 'n gemeente, vir ons as sy kinders. En laat toe, dat sy Gees ons lei in alle waarheid. Identiteit en vrug. Identiteit en vrug in Jesus naam. As ek sê, staan in die naam van Jesus. En staan ek in sy identiteit.